Jy is geskakel op Milie FM kos vir jou oor 'n 90.7 FM Get Up and Go show saam met my Johan de Tooy tot en met 9:00 vanoggend. Dis nou net so na 7:30 en ek hoop die donderdag hanteer jou glad nie sleg so ver nie. Saam in die ateljee Ewenstander en dan ons baie spesiale gas. Ian Lombard van die DBV SPCA. Baie welkom by Milie FM. Baie dankie dat jy by my hier so my het. Ek kan net sê, Arise Hallelujah, dit is wonderlik om 'n mede-Christen te ontmoet en vir my is dit donderdag altyd 'n Thankful Thursday. Nee, presies. Jy het ook vir ons 'n spesiale gas wat jy vir ons saamgebring het vandag in die ateljee. Dit is my hond Rudy. Hy is 14 jaar oud. Ek het hom al 12 jaar. Hy is doof, maar hy reageer op handsyne en hy het soos hulle sê in Engels separation anxiety. So waar ek gaan hy. En andersins sal hy daar so waar hy ook al is, sal hy skree tot pa weer terugkom. Kom ons praat so 'n bietjie by die DBV. Ons het gister ook so vinnig daaroor gepraat. Ek dink baie van die mense daar buitekant het hierdie miskonsep van die DBV sit in hierdie kantoortjie, hulle operate amper soos 'n pet shop. Die honde kom in, die honde kom uit, halwe retail. En dit is 'n hele miskonsepsie. Daar's eintlik soveel meer wat julle doen. Ja, beslis verskoon my Afrikaans, soos julle kan hoor is ek Engels. So, ons kry in die omgewing van 300 honde in op 'n maand. So die mense soos wat ek gehoor het gister, se miskonsepsie is dat ons hou daai honde vir ewig tot hulle huis kry. Okay. So 'n mens moet besef jy het 50 hokke, 300 honde, daar sal 'n turnover wees. So, ons probeer so moontlik om die honde 'n huis te kry. Mense kom en los hulle honde by ons, hulle teken die regte van die honde oor aan ons, of ons kry honde wat rondlopende honde is. So ons kyk na hulle gesondheid, hulle dieet, waar hulle slaap so lank as moontlik tot hulle huis kry of tot ons ander stappe moet neem. So ons sit nie net agter 'n stoel en sê okay, nou ons is soos jy sê, ons verkoop bietjie hondekos hierso. Ons het honde waarna jy kan kyk om haal en vat weg. Daar is 'n proses wat moet nagekom word waar jy nou aansoek doen soos wat jy vir 'n kind aansoek doen. Daar's 'n hele klomp vrae wat jy beantwoord wat jou eerste stap is. Dan gaan ek persoonlik en kyk na jou eiendom dat jy wel vir daai tipe hond of kat 'n goeie huis kan gee en as daar ander honde is, dan moet daai honde weer terugkom DBV toe sodra ek dit goedgekeur het om soos hulle in Engels sê to meet and greet. Want jy kan nie 'n Rottweiler hê dan bring jy 'n poedelhuis toe en dit werk nie. Hulle kan met mekaar oor die weg kom. So hulle word bymekaar gebring op 'n neutrale plekke op die DBV te sien dat hulle wel nie grom en die stertjies waai, dit gaan reg wees en dan betaal die mense vir die bedrag wat ons vra, wat is R1.500 vir 'n hond. Dit sluit in jou sterilisasie, jou inenting, jou hondsdolheid inenting, jou microchip en die ontwurming wat billik is. As jy nou gaan kyk wat is 'n veearts vra. So ons probeer net, dan gaan jy geen hond, geen kat, geen dier, al is dit 'n plaasdier, gaan uit ongesteriliseerd. Nou dit bly nie net daar nie. 6 maande daarna doen ek weer 'n posthome om te sien hoe pas die hond aan, hoe lyk hy, en jy teken 'n kontrak dat daai hond altyd die DBV se hond is. So as jy nie meer na die hond kan kyk nie, kan jy hom nie net weggee nie. Jy bring hom terug DBV toe. En dis 'n kontrak wat jy teken en ons werk volgens die dierebeskermingswet. So jy moet 'n veearts ook kan bekostig. As jy vir my sê ek kan nie 'n veearts bekostig nie, dis vir my is dit 'n voorreg om 'n dier te hê en nie 'n reg nie, soos 'n kind. Jy moet na jou dier kan kyk soos wat jy na 'n kind kan kyk. So al daai word ook ingebereken in ons onkostes vir die maand, waarby ons brandstof, ons voertuie, salarisse, selfone en dis nie net 'n matter van daarsond julle werk en dan ons kry nie geld in nie. Ons vra die publiek om ons te ondersteun. Ons is 'n NPO. So ons is 'n non-profit organisation. So wat ons doen, fondsinsameling, bietjie kos wat ons verkoop ensovoorts. Maandelikse debietorders is 'n groot ding waarby 'n mens R50, R10, R20 net 'n debietorde doen aan die DBV en daai R10 as daar 1000 mense is dit R10,000 en dit betaal iemand se salaris. Verstaan? Ja. En ek meen daar's baie kostes, daar's die water om die hokke skoon te hou, daar is die medikasie wat jy moet gee, daar is die ontsmettingsmiddels. Ja, die mense dink nie daaraan nie. Die besems, die mops, om skottelgoed beter was, om skoon te maak. Ja, hulle bakke, ons kan nie net vir 'n hond kos gee in dieselfde bak vir 'n week en
gaan jy uit dieselfde bord uit eet, verstaan? Ja. En dan is daar seker honde wat inkom en katte wat inkom wat regtig nie in 'n gesonde toestand is nie. En ek meen dis die kyk na daai diertjies ook wat dit kos 'n klomp geld elke keer. Ja, want ons kan nie net as 'n dier inkom en die dier se lewenstyl is nie van so aard dat dit goed is nie, maar die hond of die kat is nie besig om dood te gaan nie. Ons moet nou net sien dat daai hond of daai kat na gekyk word tot die eienaar kom kyk. Ons kan nie net sê doen weg met die kat. Ons het 'n skitperiode. So as 'n hond of 'n kat inkom, moet ons 5 dae wag voor ons enigiets voordat dit ons dier word, want dit is nou 'n rondlopende dier. 5 dae kan 'n eienaar sy kat of sy hond opeien. So daar ook, en dis die kos wat gevoer moet word. 50 na 100 kg kos 'n dag. So ons in Engels, we realize, or we need the public's support, and we ask for that, because with that we can feed and we can build up a nucleus of a backlog of food. So in those means where we don't have to buy. Ons koop kos heidaglik, ons is dringend op soek na donasies, papiekos, droogkos, natkos, diere, kattekos. Ons het ook, soos ek sê, plaasdiere. So ek weet nie, die boere weer daar uit, weer daar buite. Dis moeilik om groen Erogrostes te kry, om goeie voer te kry, want daar's nog nie die reën nie, en alles wat nou aan ons verskaf word, ons is baie dankbaar voor, maar dit is droog en dis nutteloos, en ons moet geld uithaal om goeie kos vir ons miniatuurponies, die perd wat ons het, die klein kalfie wat ons het, ons skape te voer. So dis nie net honde en katte, en daar's ook die plaasdiere. Nee, verseker, ons gekuier saam met Ian Lombard van die DBV. Vertel ons 'n bietjie wat daar aangaan. Na die musiekbreek gaan ons praat 'n bietjie meer oor die gemeenskapsprojekte wat die DBV aanpak, en ook so 'n bietjie, hoe kan julle betrokke raak, waar kan julle help as jy daar buitekant sit, hoe kan julle help met die DBV, hoe kan julle die lewe beter maak vir daai 4-voetige vriende van ons wat daar by die DBV is. Bly ingeskakel net hier op Milie FM. Wouter van der Venter as die hippies begin dans. Ons kyk saam met Ian Lombard van die DBV, en ons het so vinnig geraak aan, jy weet, die benodighede wat julle het, en die groot onkostes wat dit is, en die getal diere wat deur julle hande gaan, maar julle is ook baie betrokke by gemeenskapsdiens. Ons vir die minder bevoorregtes, soos ons in Engels sê, the indigent, doen ons sterilisasies op 'n Dinsdag en 'n Vrydag. Dis 'n nominale bedrag wat ons die hond regmaak. Ons ent hom in. Ons doen alles wat benodig is. En soos ek wil net vir julle sê, dis my 3de week hier, so ek het die eerste begin. En ek het gesien hoe die gemeenskap inkom, en waarvoor ek baie bly is vir hulle klein honde se inentings. Baie mense is nie bewus, 'n klein puppy het 3 inentings nodig. 1 en dan 'n maand en dan 'n maand en dan 'n maand. So 3 van hulle om te boost, en dan 1 keer 'n jaar. En dis 'n nominale bedrag wat jy is R220 vir die kleintjies elke maand. Maar dan is jou hond gedek vir die siektes. Ons doen ook loseerding, ons loseer honde, ons nie op die katte heidaglik nie. En as ons na jou hond kyk, voor hy inkom, maak ons seker, hy is ingeënt volle, ten minste 21 dae voor die tyd, en dat hy ook, in Engels is dit kennel cough, ingeënt is, want dis 'n baie aansteeklike siekte, en hy kan al die hokke aansteek. Ek is in beheer van die DBV se hokke, die diere, die voorportaal, aanneming, voer, instandhouding. So wat ek gaan beoog is, en ek sien, en ek hoop om dit van die grond af te kry, ek gaan briewe aan al die skole stuur. Ek weet nie hoeveel skole is in die omtrek nie, waarby skole kan kom, en dan doen ons education. Reg, dan kom hulle in vir 'n uur. Ons wys hulle al ons, en hulle kan ons dan na die diere kyk, en hulle bring 'n donasie van 'n blikkie kos of 'n ietsie vir die hond. Weet, dit help. Jy kry, kom ons sê, hondeskoolkinders, en hulle bring 'n blikkie kos of 'n klein sakkie kos. Dit help. Want jy het nou vroeër gesê, met dit wat jy gebruik is amper 'n ton kos 'n week. Dis amper 'n ton. Ja, dis omtrent 100 kg 'n dag. As jy kyk na 50 hokke. So, en ons voer die honde 2 keer 'n dag. Ja. Dis ons eerste prioriteit is die honde, want jy word oor in die oggend, het jy ontbyt al gehad?
Ek het nie, ek gaan nou begin hangry. Verstaan. So hulle eet in die oggend en ons hulle wag vir die kos. Want party van die diere weet nie wat kos is nie, want hulle word een keer in 'n week of wat ook al. Baie mense sê maar it's only a dog. Dit is nie hoor. Dis hy het 'n body, mind en soul. So hy het al drie. So hy's 'n lewende, soos 'n skepping van God. En ons moet volgens die Bybel sê, ons moet na ons diere kyk, soos wat hy behaag. En ons moet die besluite neem. En ek wil die regte besluit neem. So ek is nog nie hierso. Dit is my derde week in Bloemfontein. Dankie vir julle, hoe kan ek sê, julle dat julle na ons kyk en dat vir die uitnodiging. Maar ek het julle gelike en gevolg op Facebook. Mense moet net ons Facebook blad dophou, Bloemfontein DBV. Al ons projekte sal daar kom, soos die mense weet of julle weet nie, Kersfees het ons in ons liggies. En dit is amper Kersfees. Ja, ons het die laaste 2-3 jaar ons gegaan na daai event. Dit is regtig 'n awesome ding vir jou hele gesin om by betrokke te raak. En as iemand daar buite is, iets het my net bygeval. Thank you Lord. Ons het 'n donasie gekry van 'n wasmasjien, maar dis 'n 5 kg. Ek gaan daai wasmasjien uitbrand binne 'n paar dae vir die komberse wat gewas moet word. So as enige iemand 'n industriële wasmasjien of 'n Speed Queen het wat hulle van ons wil donate, ons gee ook ons as jy bewus van jou seksie 18A sertifikaat. Jou 18A sertifikaat waarby jy met daai donasie jou maatskappy kan daai bedrag aftrek teen jou ontvanger se teruggawe elke jaar. So jy baat en ons baat. So ek wil nie die honde moenie op vuil komberse slaap, die muf komberse slaap nie. So ons slaap gemaklik in die aand. Ons wil hê hulle moet gemaklik slaap. So as enige iemand, ek sit daar buite, 'n groot wasmasjien, al is dit 'n twin tub, want hy's groot ook. Dan kan ons bietjie. Dis wat en dis ons onmiddellike benodiging, dis kos, is daai wasmasjien. En soos dit aangaan, sal ons julle ook in kennis stel wat ons gaan doen nou dat ek daar is, wat ons benodig, hoe ons kan help. Kom ons sê 'n sterilisasieprogram vir 15 dae waarby ons sê kyk, ons gaan soveel vra vir 'n sterilisasie vir 'n hond en 'n kat en dan doen ons 10 'n dag. Ons help julle en ons help die gemeenskap. So hou ons dop op Bloemfontein DBV SPCA, like ons. En dan hoe meer mense ons op ons Facebookblad kry, hoe meer kan ons nou begin uitbrei in die gesig van die gemeenskap wees, waarby jy weet ek vra daai een dingetjie en niemand het maar daai een persoon. Ek het daai. Ek kan julle help. Verstaan? Al is dit nie met 'n wasmasjien of 'n ding nie, maar met julle hande. Kom ons verf daar uit of ek het 'n pyp nodig vir afvoer van water of dis gebreek. So dit alles elke bietjie. Soos hulle in Engels sê, Rome wasn't built in one day. Maar ons gaan hierdie DBV in die gesig van die publiek sit en hulle is welkom om ons te kontak vir enige navraag en die mense daar buite, die agente wat huise verkoop, die mense wat tuindienste het. Julle is ons oë. Julle sien en ek het dit al gesien. Meneer, by daai en daai adres, ek wil daar anoniem bly, is dit en dit wat aangaan. Dan kan ons gaan ondersoek en dien en sien, maar dit is verkeerd. Julle is ons oë. Bel ons. Ons gaan nie net julle terug wegwys nie. Ons is daar vir die dierebeskermingsvereniging. Ons is daar om dit te implementeer. Dis wonderlik. En wat ek sommer by my dink, wat ek kan doen in my gesin, is om my gesin uit te vat na jou toe een oggend, sodat ek op 'n paar maniere kan gaan kyk na die diere daarso. Nie noodwendig 'n hondjie of 'n katjie aan te neem, maar te gaan kyk wat julle doen daarso. Dit wat ekstra is in die huis na die winter, 'n kombers of 2 te vat, 'n paar sakke kos te vat, en dan ook op dieselfde tyd kan kyk hoe kan ek maandeliks dalk betrokke wees, soos jy sê met 'n R20 of 'n R30 of 'n R50 debietorder, en ook wat vir my die belangrikste ding is om vir ons kinders te leer om te gee. En daai kinders van my wat nou 6 en 3 is, om daai hondekos oor te gee en net daai les wat mense kan leer vir kinders om te begin gee en om te gee. En dit is 'n hele gesin se ding vir 'n Saterdag of 'n Vrydagoggend, die vakansie is op pad. Ja. En dis die fondasie wat ons wil lê. Ons sit stoele uit, gister was daar, as jy op ons Facebookblad kan kyk, toe's daar 100 kinders. Stoele is uit, ons doen education. En hulle 2 ure daar spandeer. Ons is bly daaroor, ons verwelkom dit. Om net daai fondasie te lê van
dit is wat 'n hond benodig, dit is wat 'n kat benodig, dit is hoe julle is nie bewus van dit en dit en dit nie. En, luister, julle is ons oë. Julle is die skool, julle bly in die omliggende area, bel ons, en ons is 24 uur oop. So ons het 'n noodlyn na ure, ons is daar, ons wys nie weg enige dier nie. Ons werk volgens wetgewing, DBV wetgewing, die dierebeskermingswet, so ons, en as julle nie weet nie, bel, vra, ons help. Een dalk daai noodlyn nommer met ons deel. Ongelukkig kan ek nie, want ek ken hom nie. Ons gaan kyk op So wanneer, maar jy kan kyk, maar wat gebeur is, as jy die DBV bel na ure, dan kry jy die boodskap wat die nommer is. Ek vra om verskoning daarvoor. Ja, gaan na julle Facebookblad toe. Dis eintlik die maklikste antwoord. Ja, want ek is nie buite in die publiek nie as 'n inspekteur sou toe sê. Ek is meestal in ons society om seker te maak alles wat daar binne is loop vlot. En as die mense inkom, niemand kan omdraai en sê, maar daai hok is vuil, daai hond is nie gevoer nie. Dit lyk power. Ons probeer om ten minste in die publiek se oë bietjie konstruktief ons DBV te bestuur en dat mense kan omdraai en sê, joh, ons het 'n wonderlike tyd gehad toe ons nou by julle kom kuier het. Nou as daar buitekant luisteraars is, 'n besigheid is, ek het die noodnommer, ek het nie my oë nie, so dit is 0, waar is hy nie? Dit is ons, jy bel ons DBV, dis 051 447 3801 en dan sal na ure van 4 uur tot 8 uur die oggend, dan is daar 'n boodskap wat vir jou ons noodnommer gee, maar jy kan die DBV enige tyd skakel vir enige inligting, enige navraag op 051 447 3801. Nou as daar van die luisteraars is daar buitekant of 'n besigheid wat wil betrokke raak, wat daar kan help met kos, hoe gaan hulle te werk? Kontak my op OPS Oscar Papa Sierra @bloemfonteinspca.co.za. So ek sê dit weer is OPS. So as jou kinders vir jou oupa Pops noem, los die P uit. Dis ops@bloemfonteinspca.co.za. Hulle kan my kontak 084 627 2069 084 627 2069. My foon is 24 uur aan. As julle my wil help, as julle ons wil help, gerus bel my op my foon, e-pos my. Daar is iemand wat my benader het, hulle kom môre, hulle het my net gesê, luister, ons besigheid wil donate, wat het julle nou nodig? Ons kom Vrydag, besems, mops, bla bla bla. Ek het hulle laat weet, so dis 'n matter van 'n e-pos, en jy stuur weer die boodskap terug, of jy bel my, of jy WhatsApp my, ek het nie 'n probleem nie. Dis nie vir my nie, dis vir die diere. Alles wat ons doen is vir die diere. En natuurlik ook, hulle kan kom afgee by hulle kantore. Presies, ons is in East End, noem julle dit? McGregor 25 McGregor Straat, East End, oorkant Midas. Jy sal sien daar's 'n blou DBV. Enige tyd, ons is daar van 8 uur tot 4 uur en ons het iemand by die hek ook. As jy na ure luister, ek werk tot 6 uur. Ons het iemand by die hek. Kom net aan die groot hek toe. Blaas jou hoeter, hy sal oopmaak en hy sal van jou afvat. Dis 'n wonderlike ding wat ek weet ek gaan doen met my kinders hierdie vakansie. Ek gaan DBV toe saam met hulle en vir hulle daai gaan wys wat 'n wonderlike werk julle daar doen. Baie dankie daarvoor. Gerus kom sien my asseblief, nee. Ons het gekuier saam met Ian Lombard van die DBV. Alle inligting het ons ook gelys op ons Facebook site. So julle kan na Milie FM toe gaan. Al die inligting is daar. Daar's ook 'n skakel wat julle gaan deurvat na Bloemfontein SPCA uit toe. Baie dankie weer eens dat julle my so hierso het vir my en Rudels. Ons sien uit om julle te sien by ons DBV. Jammer oor die bietjie van wat is dit, my Afrikaanse aksent. Maar ja, ek hoop ek het goed gedoen, miskien 'n 80% geskoor. Ja, ek sal 85 toe vat. Ek wil hom 85 toe vat. Ek skuld jou biltong. En moet nie don't hold me to it. Lekker dag verder julle. God bless julle hoor. As 'n familie, kom ons maak ons harte oop, gaan na ons Facebook site Milie FM, gaan na die skakel toe. Kom ons maak ons harte oop teenoor die DBV en daai viervoetige vriende van ons wat nie vir hulle self kan praat nie. Amen. En weer eens baie dankie Ian Lombard en baie dankie vir al die great werk wat julle doen. Ons gaan aan hier op Milie FM bly geskakel net na 8 vir gesels ons met Skalk van der Merwe.